Dink 'n bietjie aan jou hoofslagaar, die aorta. Dis die hoofpyplyn wat elke sekonde van jou lewe onder geweldige druk werk. Maar wat gebeur as 'n swakheid in daardie pyplyn se wand begin vorm? Vandag kyk ons na presies dit, 'n torakale aorta-aneurisme, 'n toestand wat dikwels heeltemal ongesiens verbygaan, 'n ware stil bedreiging. Stel jou dit voor, 'n potensiële tydbom, heeltemal stil en onvoorspelbaar, wat iewers binne in jou hoofslagaar groei. Nou ja, dit klink dalk 'n bietjie dramaties, maar hierdie vraag vang die kerngevaar van 'n aneurisme eintlik perfek vas. Goed, so kom ons breek dit af. Die heel eenvoudigste manier om dit te verstaan is om jou aorta te sien as 'n hoë druk waterslang. 'n Aneurisme is basies wanneer 'n deel van daardie slang se wand swak raak en begin uitbult. En daardie bult, dis die hele probleem. So, kom ons begin by die begin. Wat presies gaan verkeerd binne in die wand van die aorta? Ons gaan nou die anatomie van hierdie swakheid 'n bietjie van nader bekyk. As jy na die twee kyk, is die verskil dadelik duidelik. Links sien ons daai gesonde, eenvormige aortawand, maar regs, daar sien jy die bult van 'n aneurisme. Medies gesproke is die definisie baie spesifiek. Die deursnee moet minstens 1,5 keer groter as normaal wees. So dis nie 'n klein verandering nie, dis 'n wesenlike verswakking van die hele struktuur. Maar nie alle aneurismes lyk dieselfde nie. Die mees algemene tipe, die fusiforme aneurisme, is 'n simmetriese verbreding van die hele aorta. Jy kan amper dink aan 'n ballon wat heeltemal eweredig opblaas. Die ander tipe, 'n sakkulêre aneurisme, is meer soos 'n klein, eensydige sakkie wat uitbult. En hoekom is die vorm belangrik? Wel, al is dit minder algemeen, kan daardie klein sakkies soms 'n groter risiko vir 'n gevaarlike breek inhou. Dit bring ons by 'n kritiese vraag. Wie loop nou eintlik die grootste risiko? Kom ons ondersoek die faktore wat hierdie gevaarlike toestand kan aanvuur. Hierdie risikofaktore is so deurslaggewend omdat dit sulke algemene dinge is. Dink aan hoë bloeddruk as 'n konstante, onophoudelike hameraksie wat die aortawand oor jare en jare verswak. Rook is selfs meer direk. Die chemikalieë in sigarette val letterlik die elastiese vesels aan wat die aortas sy sterkte gee. En as jy dit kombineer met iets soos COPD of 'n genetiese aanleg, dan skiet die risiko natuurlik die hoogte in. En hierdie syfer is nogal 'n oogopener. Die rol van genetika is enorm. Meer as 20% van pasiënte het 'n eerstegraadse familielid. Dis 'n ouer, 'n broer, suster of kind met 'n soortgelyke toestand. Dis 'n kragtige herinnering dat jou familiegeskiedenis 'n kritiese risikofaktor is wat jy nooit ooit kan ignoreer. So wat veroorsaak hierdie verswakking nou eintlik? In 'n allemantige 80% van gevalle is dit degeneratief. Basies die gevolg van normale slytasie oor baie jare wat natuurlik vererger word deur daai risikofaktore. Maar kyk 'n bietjie na die tweede grootste oorsaak. Tot 20% is die gevolg van 'n vorige aorta-disseksie. Dit beteken 'n vorige ernstige aorta-probleem kan jare later 'n heeltemal nuwe een veroorsaak. Nou, die grootste uitdaging met hierdie aneurismes is dat hulle heeltemal stil is. So in hierdie afdeling kyk ons hoe dokters iets opspoor wat amper nooit sy teenwoordigheid self aankondig nie. En hier lê die kern van die gevaar. Omdat die aneurisme gewoonlik geen pyn of enige ongemak veroorsaak terwyl dit groei nie, word dit dikwels per toeval ontdek, dalk tydens 'n ondersoek vir 'n heeltemal ander rede. Dis 'n stille toestand en dis presies wat die diagnose soveel moeiliker maak. Die pad na 'n diagnose begin dikwels heeltemal toevallig met 'n onverwagse skaduwee op 'n borskasekstraal. Dis die eerste leidraad. Maar die goue standaard vir bevestiging is 'n CT-skandering. En dis veel meer as net 'n foto. Dit skep 'n ongelooflik gedetailleerde 3D-model van die aorta. Hierdie model is absoluut noodsaaklik, want dit laat dokters toe om die presiese grootte, vorm en ligging te meet. Alles kritiese inligting vir die beplanning van enige behandeling. OK, so die diagnose is gemaak. Wat nou? Spring ons dadelik na 'n chirurgie toe? Nie altyd nie. Kom ons kyk na die strategie van aktiewe waarneming wat daarop gemik is om daai horlosie stadiger te laat tik. Die hele doel hier is eintlik doeteenvoudig. Verminder die spanning op daardie verswakte aortawand. Dit begin met aggressiewe bloeddrukbeheer, dikwels met medikasies soos beta-blokkers wat die krag van elke enkel hartklop effens verminder. Om op te hou rook, wel dis nie onderhandelbaar nie, want dit keer verdere skade. En die allerbelangrikste deel, gereelde skanderings elke 6 tot 12 maande om enige groei onmiddellik op te spoor.
Hier is 'n kritiese punt om te verstaan. Die groei is nie konstant nie. 'n Klein aneurysme kan vir jare lank baie stadig groei, maar sodra dit 'n sekere grootte bereik, gewoonlik rondom 5 cm, versnel die groei dramaties. Dis amper soos 'n sneeubal wat teen 'n heuwel afrol, dit tel momentum op. En dis presies hoekom daardie gereelde monitoring so belangrik is. Die risiko bly nie dieselfde nie, dit neem toe met tyd en veral met grootte. En dit alles bou op na die een groot deurslaggewende oomblik. Die horlosie tik. Maar wanneer presies is die regte tyd om dit te stop? Wanneer beweeg dokters van dophou na daadwerklik ingryp? En dit kom alles neer op hierdie een kritiese vraag. Kyk, elke operasie hou risiko's in, maar 'n gebarste aneurisme is dikwels fataal. So dokters en pasiënte moet saam daardie ongelooflike fyn balans vind. Die presiese punt waar die gevaar van die aneurisme self groter word as die risiko's wat met die hersteloperasie gepaard gaan. Vir baie pasiënte word daardie punt bereik by 'n deursnee van ongeveer 5.5 cm. Alhoewel elke situasie heeltemal uniek is dit die algemene drempel waar die risiko van 'n breuk so hoog word dat 'n ernstige gesprek oor chirurgie absoluut noodsaaklik raak. Maar wag, dis nie so eenvoudig soos om net 'n liniaal te gebruik nie. Grootte is nie die enigste faktor nie. Hierdie data wys hoe ander dinge die risiko dramaties kan verhoog. Kyk byvoorbeeld na COPD. Dit maak 'n breuk 3.6 keer meer waarskynlik. Dis enorm. En as 'n pasiënt pyn begin ervaar, is dit 'n baie ernstige waarskuwingsteken. Die finale besluit gaan dus nie net oor een nommer nie. Dis 'n komplekse berekening van al hierdie veranderlikes saam. So, op die ou eind van die dag kom dit alles hierop neer. Kennis. Die allergrootste gevaar van 'n thorakale aorta aneurisme is dat dit stil is. Sy krag lê in sy geheimhouding. Om jou eie risikofaktore te ken en bewus te wees van jou gesondheid is die eerste en absoluut belangrikste stap om hierdie verborgde bedreiging die hoof te bied.